Ek weet nie of julle opgelet het, al die liedjies wat ons vanmôre gesing het. Daar het iets prominent uitgestaan in alles. En ek het nie hierdie liedjies vooraf gekies nie. Maar ek het net opgelet, soos wat ek het gesing het, kon jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook beleef. En jy kon beleef, ek weet nie of julle dit ook so beleef het, wat ek het beleef het nou vanmôre nie, maar jy kry daai gedeelte of daai idee van toe Elia in die rots geskuil het en die Here sê hy was nie in die stormwind nie, hy was nie in die aardbewing nie, hy was nie in die geraas nie, maar hy was in die stilte, hy was in die stil bries, hy was in die sagte wind, in hy stilte. En iets wat ek opgetel het en wat ek opgelet het in elke liedjie is, in elke liedjie het die Heilige Gees prominent uitgestaan. Die Gees laat my vreesloos tree vertree. Dit is lieflik in u teenwoordigheid. In die Heilige Gees se teenwoordigheid. En ek dink dit sluit eintlik aan by wat ek vanmôre ons wil teach. En vanmôre is 'n teaching. So ek wil hê vanmôre 'n bietjie geduldig wees. Hier is iets baie belangrik, want en dit is ek wil eintlik vir jou sê, hierdie is fundamenteel vir elke kind van die Here. Weet julle, wat is my baie interessant, veral as ons kyk in die kerkewêreld, veral as ons kyk in kinders van die Here se lewe, miskien ook in jou eie lewe. Ons dien die Here en jy stap 'n pad saam met die Here en jy bid en jy worship en jy doen al hierdie dinge. Maar dan is daar 'n aspek wat eintlik so belangrik is. En dis 'n aspek wat ons baie male ignoreer. Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor hoe blus en hoe bedroef ek die Heilige Gees in my lewe. Hoe blus en hoe bedroef ek die Heilige Gees in my lewe. Nou een ding is verseker, vanmôre wil ek nie praat met, vanmôre se boodskap is nie gemik of bedoel eintlik vir 'n ongeredde persoon nie. Ja, deels ook, maar ek wil eintlik vanmôre met kinders van die Here praat. Met elkeen van ons wat bely om te sê, ek glo, ek is 'n kind van die Here. Weet julle wat is fundamenteel belangrik? Jesus het vir ons daardie belofte gegee. As ons gaan lees in die woord van die Here, my Bybel gaan hierso kry. En die maak hom oop daarso in Johannes hoofstuk 14. Dan het hy vir ons, jy kan slank oopmaak in Efesiërs hoofstuk 4 en 1 Tessalonisense 5. Maar Jesus gee vir ons, ek wil vanmôre tyd spandeer op hierdie boodskap. Ek het gedink ek wil vir die volgende paar weke wil ek baie praat oor die Heilige Gees. Ek wil regtig praat oor die Heilige Gees se leiding in ons lewe. Ek wil baie diep ingaan rondom die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En ek wil regtig hê jy moet hierdie boodskappe volg en jy moet hierdie boodskappe toepas. En dit gaan vir jou eintlik baie help as kind van die Here, vir al die tyd waarin ons leef. Weet julle wat is een ding wat ek agterkom? In die tyd waarin ons leef, is dat die duiwel op ons begin besig hou. Hy hou ons besig met allerlei dinge, selfs met godsdiens. Maar ons kom nie agter dat ons die Heilige Gees bedroef en dat ons die Heilige Gees uitblus nie.
En mense het 'n totale wanverstaan van die werking van die Heilige Gees. Ek kom dit agter as ek kyk na kerke ook. Mense dink, hoe harder hulle spring en hop en skop en lawaai, hoe meer teenwoordig is die Heilige Gees. Wel, as ek in die Bybel gaan lees, dan sien ek eintlik amper die teenoorgestelde. Ek sien elke keer wanneer die Gees van God beweeg en wanneer hy 'n ontmoeting met mense het, is dit waar hy in stilte beweeg. Nou, ek sien ons met stil en dood wees nie, dis nie wat ek sê nie, wat ek probeer sê is, ek dink ons het 'n wanverstaan van die werking van die Heilige Gees, en ek wil bietjie regtig die volgende paar weke fokus op dit. Maar Johannes 14, gee Jesus die woord vir ons waar hy sê, hy gaan vir ons plek voorberei. En daar is in vers 18, dan sê hy vir ons dan Johannes 14, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. So hy gee vir ons 'n belofte, hy gaan ons nie as wese agterlaat nie. Hy gaan weer terugkom. Maar dan gaan hy verder, dan sê hy vir ons daarso verder in vers 26, hy sê, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan sê hy daarso, hy gaan vir ons die Heilige Gees stuur. En dan sê hy vir ons daarso in hoofstuk 16, Johannes hoofstuk 16, daarso vanaf vers 7 sê hy, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Jy sien, ons dink, dit is 'n slegte ding, dat Jesus weggegaan het. Dit is nie. Hy sê, dit is vir julle voordelig. Want jy sien, voordat Jesus opgevaar het hemel toe, was die Heilige Gees nie uitgestort in mense se harte nie. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie gegaan het, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van sonde omdat hulle my nie geglo het nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Jy sien, die Heilige Gees het verskillende werkinge hierso, maar ek gaan nie vandag oor dit praat nie. Maar een van die dinge wat ek net wil uitlig, wat ek nou van gepraat het, vir al die tyd waarin ons leef, hy sê en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Jy sien, die vyand weet, hy is geoordeel. Die vyand weet, sy tyd is min. Die duiwel weet, dat Jesus se koms naby is. En in die tyd waarin ons leef, gaan die duiwel alles probeer om kinders van die Here te ontmoedig. Hy gaan alles probeer om kinders van die Here aan te val. Hy gaan alles probeer om kinders van die Here weg te hou van die Here af. Hy gaan alles in sy vermoë probeer om kinders van die Here weg te kry uit God se teenwoordigheid uit. Hy gaan alles probeer om rebellie te veroorsaak teen die woord, teen God, teen die instansie van God. As ons net kyk wat tans in Suid-Afrika gebeur, dan kan ons sien alle chaos wat uitbreek, selfs in die kerke, die valsheid in kerke, die doodloop van kerke, die teenwoordigheid van mense in kerke, en ek praat nie van, nou praat van die kerkinstansie, ek praat van, dit lyk swak, dit lyk sleg. En kyk ons onder kinders van die Here, sien ons daai laksheid, en ons sien, dat daar nie meer 'n vuur en 'n ywer is vir die Here nie, en alles word geblameer. Ek meen, die bly met on the bunny game word gespeel. Dis altyd iemand anders se skuld. Dis altyd of die kerk, of die pastoor, of die kerkraad, of iemand of daai ou se skuld, maar is nooit my eie nie. En die vraag kom net, en dis wat ek vanmôre wil gaan kyk na, hoe blus en bedroef ek die Heilige Gees? Want jy sien, elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Toe die Heilige Gees uitgestort is hy uitgestort op word hy uitgestort op gelowiges se harte. En hy word deel van jou. Jesus sê, jy is 'n tempel van, die Heilige Gees. Waar woon die Heilige Gees? In jou.
in elkeen van ons. Dis nie 'n ander ou se skuld as die Heilige Gees uitgeblus word in jou lewe nie. Dis nie 'n ander ou se skuld as die Heilige Gees geblus word in jou lewe nie. Wie se skuld is dit? Jou eie. En dis iets wat mense moet besef. Elkeen van ons moet die eerlikheid in die oë staar, en die waarheid in die oë staar, en onsself vra, Here, het ek u gees bedroef, en Here, het ek u gees uitgeblus. Jy sien, die Heilige Gees is baie sensitief. Die Heilige Gees is kosbaar, en hy gaan nie beweeg waar hy nie toegelaat word om te beweeg nie. Hy gaan nie beweeg waar hy nie ruimte gegee word nie. En ek wil hê ons gaan saam lees dan in Efesiërs hoofstuk 4 en is ook in 1 Tessalonisense 5 as skriflesing vanmôre. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 17 tot en met vers 32. En ek wil bid vanmôre, wees maar geduldig vanmôre, mag dalk tydjie opneem, maar hierdie is belangrik vandag wat ek vanmôre wil sê. Efesiërs 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor en nie in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in die ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En dan sê hy in vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Jy sien, die Heilige Gees het ek en vir my en vir jou verseël, bedoel, hy hou ons in bewaring. Hy woon in ons. En dan sê hy, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Dan noem hy 'n paar dinge, hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Nou kom ons in 1 Tessalonisense 5, vers 14. En ons lees daarso tot vers 23. 1 Tessalonisense 5 vers 14 tot 23. Hy sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes. So moet 'n mens vermaan, ja. Vermaan die onordelikes. Bemoedig die kleinmoediges. Ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En dan kom in vers 9 en hy sê, blus die gees nie uit nie. Verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou ek wil eintlik vanmôre vir ons sê, daar is eintlik min dinge wat so kosbaar is in die lewe. As 'n lewe wat verheerlik, wat die Heilige Gees verheerlik, as 'n lewe wat die Heilige Gees
ek wil eintlik sê, en vrylik kan beweeg, en vrylik kan werk, waar hy 'n volle prioriteit oor jou kan hê. Dit is 'n baie kosbare lewe om te hê. Waar jy kan eerlik kan wees om te sê, die Heilige Gees het volle prioriteit oor my. Hoekom? Want dit is die Heilige Gees wat oortuig van sonde en van ongeregtigheid. Jy sien, ons kan niemand oortuig van sonde en ongeregtigheid nie. Ons kan niemand oortuig van enigiets nie. Dit is slegs die Heilige Gees wat die oortuigwerk doen. Want jy weet dat jy weet. En dis die Heilige Gees in jou wat jou oortuig, wat jou laat weet dat jy verkeerd is. Hy lei ons in die waarheid. Hy leer ons hoe om God se hart te vind. Jy sien, die Heilige Gees is absoluut so nodig vir elke kind van die Here. Want om God se hart te vind, is wat elkeen van ons nodig het. Hy gee ons die krag om vir Christus te leef. Hy vertroos ons. Hy gee ons hoop. Hy versterk ons, hy verander ons. Hy verander ons om meer en meer soos Jesus te wees. Jy sien, dit is uiters belangrik vir die kind van God om deur die Heilige Gees te lewe. Maar die Bybel gee hierso 2 ernstige waarskuwings. Hy sê vir ons in die eerste plek, bedroef nie die Heilige Gees nie. En die tweede een wat hy sê is, blus die Gees nie uit. Jy sien, daai 2 waarskuwings is uiters belangrik. Want as jy besef hoe belangrik die Heilige Gees se werking in jou lewe is, en jy blus hom uit, en jy bedroef hom, verander dit jou totale verhouding met Jesus. Dit verander jou hele wandeling in hom. Dit verander jou denkwyse. En hierdie waarskuwing, wat interessant is, Paulus skryf hierdie waarskuwings aan ongelowiges nie. Hy skryf dit aan Christene. Hy skryf dit aan mense wat aan Christus behoort. So dit wil vir my sê, 'n kind van die Here kan. Jy kan die Heilige Gees bedroef en jy kan die Heilige Gees uitblus. En as jy regtig genuine ernstig is oor jou verhouding met die Here, as jy regtig ernstig is om vir Jesus te leef, as jy regtig ernstig is om te sê, Here, ek wil U dien, is dit uiters belangrik om nie die Gees uit te blus en om nie die Gees te vertroos nie. En daarom moet ek en jy wat Jesus bely, daarom moet ek en jy wat bely dat ons kinders van die Here is, ons harte ondersoek en diep ondersoek. En ons met die Heilige Gees vra om ons te wys waar ons hom dalk kon bedroef het en waar ons hom dalk uitgeblus het. En hierdie is 'n baie belangrike ding wat ek nou vir jou sê. Ek sê altyd vir mense, en ek leer dit baie keer om te sê, oppas wat jy vra. Oppas wat jy bid. As jy nie ernstig is met die Here nie, moenie hierdie vrae vir die Heilige Gees vra nie. Want glo my, hy gaan vir jou wys. Hy gaan vir jou wys waar jy hom uitblus. Hy gaan vir jou wys waar jy hom bedroef. En dan is die verantwoordelikheid in jou hande. Wat gaan jy daaromtrent doen? So jy kan sien hoe belangrik en hoe ernstig is hierdie woord wat ek vanmôre wil bring. Dis hoekom ek sê, moenie met my hastig raak nie, maar wees geduldig vanmôre en luister en leer. Want hierdie is ernstig. Jy as kind van God moet weet, as die Heilige Gees nie in jou lewe werk nie, belemmer dit letterlik jou hele lewe. Nie net jou geestelike lewe nie, maar jou hele lewe. En die gevolge daarvan kan baie, baie erg wees.
En die vraag wat ek jou vanmôre wil vra is, wil jy werklik eerlik voor die Here vra vanmôre? Wil jy werklik vanmôre eerlik voor God staan en sê, Here, ek wil U dien? Wil jy werklik ernstig voor die Here wees vanmôre en sê, Here, ek wil vir U leef met my hele hart, met my hele siel? Want as dit jy is, dan is vanmôre se boodskap vir jou. As jy nie wil nie, wil ek vir jou sê, sit sommer nou af, skiep sommer die boodskap. Gaan luister maar iets anderste. Hierdie is ernstig vanmôre. Wil jy eerlik wees vanmôre voor die Here? En as jy vanmôre eerlik wil wees vir die Here, dan moet jy vir hom vra, Here, is daar iets in my lewe wat die Heilige Gees bedroef? Is daar iets wat die Heilige Gees se vuur in my lewe uitblus? En die doel van vanmôre se preek, en ek wil dit sommer net nou sê, jy wat sê ek is ernstig met Jesus. Ek wil nog eers begin met die boodskap nie, hier is nog deel van my van die voorbereiding tot die boodskap. Maar die doel is nie vanmôre om skuldgevoelens by jou op te wek nie, om jou skuldig te laat voel nie. Dis nie vanmôre die doel nie. Ek dink ons almal kan skuldig voel oor baie dinge. Maar vanmôre se doel vir hierdie boodskap is om ons harte oop te maak. Om ons harte oop te maak dat God alles kan wegneem wat tussen ons en hom staan. Dat God kan afbreek wat opgebou is tussen ons en hom. Wat veroorsaak dat ons hom nie ten volle kan dien nie. En as dit jou begeerte is om te sê, Here, ek wil U regtig dien met alles wat in my is. Ek wil nie die Heilige Gees uitblus nie. Ek wil nie die Heilige Gees bedroef nie. En ja, ons gaan vanmôre weet, almal van ons is skuldig aan dit. As ek sê, dit is nie die doel om jou skuldig te laat voel nie, want dan as ek moet sê, wie gaan skuldig voel, gaan ons almal hier in die lyn kom staan. Die doel is eintlik om te sê, Here, breek af. Lig uit en wys vir my. Dat ek dit kan afbreek, dat ek dit kan uit my lewe uitkry. Dat ek voor U kan staan en U kan dien met my hele hart en my hele gees. En dat ek ook kan sê, die Heilige Gees werk in my. Nou wat is, voordat ons nou gaan praat oor hierdie boodskap, wat is die verskil tussen bedroef en blus? Wat is die verskil tussen die twee aspekte? Want dit is, hy noem vir ons twee dinge. Hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie en blus nie die Heilige Gees nie. So voordat ons eers na oorsake gaan kyk wat alles veroorsaak, verstaan eers gou hierdie konsep. Om die Heilige Gees te bedroef, wat beteken droefheid? Beteken is om hom hartseer te maak. En wanneer ons die Heilige Gees bedroef, dis wanneer ons hom hartseer maak deur sonde en verkeerde gesindhede en dinge wat teen hom is, wat teen die beginsel, teen die hart van God is. So dit is wat wat beteken my Heilige Gees te bedroef, is om hom hartseer te maak deur ons sonde, deur verkeerde gesindhede. En om die Heilige Gees uit te blus, beteken om die werking en die leiding van die Heilige Gees in ons lewe te onderdruk, om deur aanhoudende ongehoorsaamheid aan sy leiding. So wanneer ek hom uitblus, so eerstens wanneer ek hom bedroef is wanneer ek hom hartseer maak deur wat ek doen, deur sonde en verkeerde gesindheid, en wanneer ek die Heilige Gees uitblus, beteken dit wanneer ek sy werking en sy leiding en hoe hy my leer en waarsku te onderdruk en in gehoorsaamheid dit te ignoreer of dit te onderdruk of dit net heeltemal my af te vee daaraan.
as ek dit so kan sê. Die een het te doen met jou karakter, en die ander een het te doen met jou reaksie op sy lyding. So die een het te doen met jouself, jy as persoon, en die ander een het te doen met jou reaksie, hoe jy reageer op sy lyding. En 'n mens kan die Heilige Gees bedroef deur hoe jy leef, en jy kan hom uitblus deur hoe jy reageer wanneer hy met jou praat en wanneer hy jou lei. So dis die twee aspekte. Nou kom ons kyk, wanneer bedroef ons die Heilige Gees? Ek bedroef die Heilige Gees, dis wat ons nou genoem het, wanneer ek sonde verskoon, in plaas van om dit te bely, in plaas van om daarmee te breek. Wanneer ek sonde verskoon. Wanneer ek doelbewus teen sy waarskuwing en wanneer hy my oortuig van sonde, ek dit verskoon of dit probeer regverdig. In Psalm 66 vers 18 sê die woord van die Here vir ons die volgende. Psalm 66 vers 18: As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Jy sien, as jy ongeregtigheid bedoel het in jou hart, sou die Here nie hoor nie. En sonde begin nie wanneer ander mense dit sien of wanneer ek die daad doen nie. Dit is nie wanneer dit sonde is. Die sonde begin alreeds vooraf. Die sonde begin alreeds wanneer dit in jou hart begin aanvaarbaar raak. Wanneer ek alreeds die sonde in my hart aanvaar het. En weet jy, ongelukkig, baie mense probeer sonde mooier maak, of mooier praat, of probeer dit sagter laat klink, of sagter maak, of probeer dit regverdig, of probeer dit net, ek wil eintlik sê downplay. En die feit van die saak bly, maak nie saak hoe ons om het redeneer nie, sonde bly sonde. Wat ek hiermee probeer sê is, baie mense sal sonde iets anders te noem, hulle sal dit 'n ander naam gee, hulle sal dit noem 'n swakheid, of hulle sal dit noem 'n stryd. Nou kyk, daar is stryd in ons lewe, wat ons beleef, wat beproewing is, maar sommige gebruik die stryd as 'n dekmantel vir die sonde. Sommige noem dit genade. En dis baie gevaarlik. Ag, maar die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan. Ek is mos onder genade. Baie mense noem dit 'n foutjie. 'n voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, ag man, is dit 'n ou wit leentjie. Jy sien, is nie so erg nie. Dis 'n ou wit leentjie. In feit van die saak bly staan, bly alleen. Maak nie saak of hy wit, pink, groen, swart is nie. En ek dink dis die grootste deel van die Christendom se probleem, is ons downplay sonde. Ons raak kwaad wanneer ons aangespreek word oor sonde. Dit irriteer ons as ons hoor, ons moet nie sondig nie, en ons hoor dit en ja, dis alles wat ek doen is 'n preek oor sonde. Jy verstaan nie die gevolg daarvan nie. Dis wanneer jy die Heilige Gees bedroef. Want jy downplay dit, sonde bly sonde. Onthou, die God is absoluut heilig. Daar's geen duisternis in hom nie. Die Heilige Gees is absoluut heilig. Daar's geen duisternis in hom nie. Daar's geen ongeregtigheid in hom nie. Hy is die oortuiger van sonde en ongeregtigheid. En die oomblik wanneer ek het downplay, wat doen ek teenoor die Heilige Gees? Ek sê eintlik vir die Heilige Gees, en hier is 'n baie kras wat ek nou gaan sê, ek sê eintlik vir my, nee, jy is eintlik 'n leenaar. Think about that. Dis net 'n swakheid. Die Heilige Gees sê vir dis sonde. Dis net 'n swakheid. Ek kom myself nie te help nie. Die Heilige Gees sê, dis verkeerd. Waarna kyk jy? Waarna luister jy? Waarmee is jy besig? Wat doen jy?
dit wat jy doen is nie reg nie. As dit 'n swakheid. Dis 'n stryd wat ek beleef, man. Dis 'n stryd. Is 'n stryd, hierdie ding. Dis sonde. Dis 'n stryd. Kan jy sien wat doen jy met die Heilige Gees? Jy redeneer met hom, jy probeer met hom stry. Jy noem hom eintlik 'n leienaar. Jy sê eintlik vir hom, jy lieg, dit is nie eintlik sonde nie, is nie so erg nie. Terwyl hy duidelik vir jou sê, dis verkeerd. Maar ek is soos onder genade, weet jy, die Here se genade, ek is onder genade, ek is nie meer onder die wet nie. Die Here sal my sonde verstaan. Een tyd het ek gaan 'n voorbeeld gee, dis een ding, ek gee simpel voorbeelde, maar jy bly saam, jy is ongetroud, jy bly in sonde. En dan word jy gesê, dan jy weer is verkeerd, is teen die woord van die Here. En ek praat dan van ouer mense. In hierdie geval. Ja, maar ons kan nie trou nie, want as ons trou, verloor ons pensioen, of ons verloor ons inkomste, of ons verloor iets. Die Here sal verstaan, ons is tog getroud in sy oë. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maak nie saak hoe jy dit wil noem nie, dis nie hoe dit werk nie. Of dis my persoonlikheid, dis hoe ek is, so gebore, so gelaat staan. Kan nie anders doen, ek kan nie verander nie. Dis die manier hoe ek groot gemaak is. Dis my verlede. Dis die gevolg van ander se dade aan my. Ek doen dit want as gevolg van dit wat aan my gedoen is. Die Here sal verstaan. Ja, God verstaan. Absoluut. God is lankmoedig oor ons, absoluut. Maar as die Heilige Gees jou oortuig en vir jou sê, luister hierso, dit is verkeerd. Hoe kan ek met hom redeneer daaroor? Dis die laaste persoon met wie ek kan redeneer oor of iets sonde is of nie. Hy is die oortuiger van sonde en ongeregtigheid. He is the ultimate judge of that. En in my gewete weet ek, dis verkeerd. As ek vanaand aan my bed gaan lê, ek weet in my gees, dis verkeerd, maak nie saak hoe ek daaroor redeneer nie, ek weet, dat ek weet, dit is verkeerd, ek probeer myself net oortuig, dat dit nie so erg is nie. Maar God noem het sonde, die Heilige Gees noem het sonde, punt, finish, klaar. En die waarheid is, dis wat ek vir jou nou gesê het, as jy ernstig is met die Here, dan moet ons konfronteer met hierdie realiteit. Then we have to face the reality. Want hoe langer daai sonde weggesteek word of geonderdruk word, hoe harder word ons harte. Eventueel word jou hart so verhard, dat jy nie eers dit meer voel nie. Dat die Heilige Gees se oortuiging, jy dit nie eers meer hoor nie. Jy dit nie eers meer beleef nie, jy dit nie eers meer voel nie. Jy voel naderhand nie eers meer skuldig nie. Jy voel naderhand nie eers meer, dis verkeerd nie. Hoe langer ek myself probeer oortuig, weet jy wat, hoe meer naderhand, hoe meer glo ek dit. En wat gebeur met die Heilige Gees? Ek bedroef hom. Ek bedroef hom. Want hy waarskynlik, hy doen alles in sy vermoë om my te oortuig. En sy oortuiging is nie om my seer te maak nie, is nie om my te na te kom nie, is nie om my
af te breek nie, is nie om vir my te sê hoe sleg ek is nie, is nie om vir my te sê al hierdie, sy oortuiging oor daai sonde is om my weg te kry daarvan, sodat ek in geregtigheid voor God kan staan. Hy wil my na die Here toe bring, hy wil hê ek moet 'n volle lewe leef in die Here, met 'n skoon gewete. En so bedroef ek hom. Jy sien, want die Heilige Gees oortuig ons om nader aan Christus te leef. Hy bring ons, sy doel is om ons nader na die Here toe te bring. En as ons sy oortuiging bly ignoreer, bedroef ons hom. En weet jy wat is die ergste van alles? Ons forceer hom, want waar woon hy? In ons. Ons forceer hom om deel te bly van ons ongeregtigheid. Elke keer wanneer ons in daai ongeregtigheid wandel, forceer ons om deel te wees daarvan. Dit bedroef hom, want hy kan nie, hy is absoluut heilig. Hoe kan jy dit wat heilig is, onheilig maak? Kan jy vir jouself dink, hoe moet die Heilige Gees bedroef is, hoe moet hy skree, as ek dit nou kan menslik uitbeeld, ek kan dit nie eers uitbeeld nie, maar as ek dit nou menslik moet illustreer, in 'n menslike vermoë, kan jy vir jouself dink, hoe moet die Heilige Gees skree en huil, en te kere gaan, wanneer hy geforseer, want hy woon in jou, om wanneer jy in daardie sonde wandel, deel te moet bly daarvan, dit te moet aanskou, dit te moet deel vorm daarvan. Terwyl hy met alles in hom dit nie kan doen nie. Ek wil eintlik baie kras iets sê. Ter illustrasie in konteks met wat ek nou hiervan gesê het. Wanneer jy, ek gaan dit nou baie eksplisiet verduidelik. Wanneer 'n man 'n vrou vat en hy forceer haar, en hy forceer homself op haar, terwyl sy teë sit gil en skree, wat doen hy? Wat noem ons dit? Ons noem dit verkrachting. Ek wil dit eintlik so kras stel om te sê, is dit nie wat ons doen met die Heilige Gees nie. Kan ons verstaan hoekom ons hom bedroef? Wat ons noem 'n gewoonte, wat ons noem 'n stryd, wat ons noem 'n swakheid, wat ons noem 'n genade, wat ons noem 'n foutjie, wat ons noem 'n wetleentjie, wat ons noem ons persoonlikheid, wat ons noem ek wonder hoeveel keer het die Heilige Gees al in my eie lewe al geskree en geforseer gevoel. Hoeveel keer dink jy in jou lewe het al so gevoel? Hoeveel keer dink jy, kan jy vir jouself dink, daardie vrou, sy daardie nag in die bed moet klim? Hoe huil sy? Hoe gebroken is haar gees? Kan jy vir jouself dink, die Heilige Gees wat absoluut heilig is, wat ons in God se teenwoordigheid in moet lei, wat ons moet in die teenwoordigheid van God moet inbring? Hoe hy voel? Jy sien, ons bedroef ook die Heilige Gees wanneer ons aan bitterheid vashou. In Efesiërs 4 vers 31, hy sê dit vir ons baie duidelik wat ons net gelees het. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Jy weet, bitterheid is so skif. Dit is 'n stadige vorm van selfmoord. Jy dink dit benadeel net die ander persoon, wanneer jy bitterheid koester teenoor hulle, en jy dink dit benadeel net hulle, maar in die meantime vernietig dit eintlik in jou eie hart en jou eie gees. En die Heilige Gees, een van die doel van die Heilige Gees is om die vrug van die Gees voor te bring, en deel van die vrug van die Gees is liefde. Maar bitterheid vernietig liefde.
Bitterheid en onvergifnis bring die vlees na vore. En die werking van die vlees. En die Heilige Gees se doel is om die vrug van die Gees in ons na vore te bring. Maar wanneer ons bitterheid en onvergifnis vashou, wat doen ons? Ons bedroef die Heilige Gees, want dit gaan absoluut teenoor wat hy wil hê ons moet doen. Hy wil vir ons vrede gee. Maar weet jy wat doen bitterheid? Dit hou oorlog aan die gang. Dit hou daai oorlog en daai geveg aan die gang. En die Heilige Gees moet deel wees daarvan. Die vrug wat die Heilige Gees in ons lewe moet bring, wat doen ons? Ons vat daai vrug en ons druk dit eintlik, ek wil eintlik sê terug na hom toe, en ons forceer hom om in ons vlees op te tree. Want ons is verbitterd, ons is te nagekom, ons is seer gemaak, ons het onvergifnis. Ons kan nie vryspreek, ons kan nie vergewe nie. Want ons is so te nagekom. Weet jy wat het Jesus aan die kruis gedoen? En hy was die voorbeeld van, toe hulle hom aan die kruis vastslaan, toe sê hy, Here, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, 'n bitter hart en 'n hart vol van die Heilige Gees kan nie saam bestaan nie. Die Heilige Gees kan nie beweeg en kan nie saam bly in 'n hart vol bitterheid en vol onvergifnis en vol haat nie. Jy bedroef hom. Hy moet in 'n huis bly waar hy heeltemal elke liewe dag moet vaskyk in dit wat teen sy hele natuur is. En die een wie jy gaan voed, is die een wie op die einde van die dag gaan oorwin. Jy sien, dink hoe moet die Heilige Gees huil, en hoe bedroef moet hy wees, wanneer deel van sy werk is om vrede te bring, om lankmoedigheid te bring, om liefde te bring, om goedhartigheid te bring. En al wat ek en jy voortbring is haat, onvergifnis, bitterheid, woede, toorn, kwaadwilligheid, onvergifnis, verbitterheid. Jy sien, met onvergifnis lei na bitterheid, en bitterheid maak jou bitter van binne. Dit doof die Heilige Gees heeltemal uit. Kan jy vir jouself bedink hoe moet het voel om alleen te moet sit in 'n geïsoleerde plek? Dink vir jouself as jy in 'n tronksel in 'n diep donker gat in 'n put moet sit in isolasie. Dis so die Heilige Gees voel. In 'n hart vol bitterheid. Ek blus die Heilige Gees uit wanneer ek sy stem ignoreer. Dan blus ek hom uit. Wat is blus? As daar 'n vuur is, en jy vat 'n brandblusser. Jy maak hom dood. Weet jy, die Heilige Gees praat dikwels sag. Die woord sê vir ons daar in 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die Gees nie uit nie. Die Heilige Gees praat dikwels sag met my, met jou. Hy sal vir my en vir jou sê, gaan vra om verskoning. Gaan maak reg. Al was, ja maar ek is nie verkeerd gewees, dis die ander persoon wat gaan. Sê Heilige Gees vir jou, gaan maak reg. Gaan vra om vergifnis, gaan wees jy die minste. Bel daardie persoon. Bly stil. Hou jou tong in toom. Moenie daardie sonde doen nie. Hou op om na hierdie ding te kyk. Hou op om hierna te luister. Hou op om so op te tree. Hou op om so te praat. Bid meer. Spandeer tyd saam met die Here. Hey, lees 'n bietjie die woord.
Hey, wanneer laas jy die Bybel gelees? Hey, gaan soek 'n bietjie die Here se aangesig. Hey, jy moet 'n bietjie meer bid. Hey, moenie hierby betrokke raak nie. Moenie dit gaan doen nie. Pas op vir hierdie mense, pas op vir hierdie vriende. Dit wat hulle nou gaan doen is nie reg. Jy hoor dat, enige wat ek nou genoem het, hoeveel keer hoor jy dit in jou lewe op 'n dag? Stap weg hier vanaf. Luister hier, gee dit op, dis 'n bad job. Onthou, daar is 'n stem van die duiwel, wat ook vir jou sulke goeie sê. Maar onthou nou, die verskil tussen die twee is, die duiwel gaan jou wil altyd afbreek, en hy gaan jou wil wegvat van die Here af. Die Heilige Gees gaan jou altyd wil lei, om vooruit te gaan, en na die Here toe te bring. Hey, hoeveel keer het jy al gehoor? Wanneer laas jy die Bybel gelees? Dink jy nie dat ek meer bietjie tyd in die woord spandeer nie? Wanneer laas jy gebid? Wil jy nie bietjie die Here se aangesig gaan soek nie? Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Net so gevoel in jou gees. En dan doen jy dit nie. En ek is besig, en 'n tyd hier voor jy. Ek is moeg. Hey, wie jy kerk toe gaan? Hey. Ja, maar dit is te koud, man. Ek nie lus om dit te doen nie. Ek kan nie vroeg opstaan nie. Ek hou nie van die pastorie, ek hou nie van die kerk, daai kerk is useless. Dit. Wat doen ons met die Heilige Gees? Jy blus hom uit. Jy blus hom uit. Ek wil eintlik sê, in plain Afrikaans, jy choke hom. Dis wat jy doen, jy choke hom. As jy aanhou om nee te sê vir die Heilige Gees, wat is sy doel? Is om jou te lei, is om jou te leer, is om jou te laat groei. Hy lei jou op hierdie manier. Jy kyk na 'n ding en in jou gees hoor jy sê, ek moet nie hierna kyk nie. Ek moet nie hierna luister nie. Wat doen jy jou aan? Jy stap nie weg nie. En weet jy wat, as jy aanhou om nee te sê vir die Heilige Gees, raak jou hart al hoe minder sensitief vir sy stem. Het jy dit al agtergekom? En weet jy wat, dis nie hy wat ophou praat nie. Dis jy wat ophou luister. God het nooit opgehou, jy sal ek kan nie meer die stem van die Here nie. God het nog nooit ophou praat nie, dis jy wat ophou luister het. Want as jy aanhou om nee te sê, om minder sensitief vir sy stem raak jy. Totdat jy naderhand agterkom, en eendag gaan net agterkom, ek hoor hom nie meer nie. Ek hoor hom nie meer nie. Ja. Wanneer laas, het jy al vir jouself gevra, Here, wanneer laas het iemand met my gepraat? As jy nou moet vra, wanneer laas het die Here met jou gepraat? Jy sien, mense sal, daar's een sekere politikus dat vir jou sê, ja, jy wat sê, die Here praat met jou. Julle hoort in 'n mental institution. Nou wel, jy wil jou voorvader gaan aanbid wat dood is. Ek dink jy moet gaan vir bevryding. Maar in elk geval, die hele beginsel kom met van wanneer laas het die Here met jou gepraat? Mense sê, maar hoe weet ek die Here praat met my? Verkeer het jy al gehoor in jou gees. Moenie dit doen nie. Moenie na luister nie. Kom weg hier vanaf. Waarom is jy nou besig? Gaan maak reg. Bel daai persoon, praat met daai persoon. Wees jy die minste. Draai om, bly stil. Kom aan, wees eerlik. Hoeveel keer hoor jy dit? Dis die Heilige Gees wat met jou praat. Dis die Heilige Gees wat met jou praat. Hoeveel keer het jy al gehoor? Wees eerlik. Jy skep jou Bybel af. Jy stap verby jou Bybel, jy sien jou Bybel al lê. En dan kom hy stemmetjie binne in jou. Jy skep jou Bybel af. Jy moet hom 'n bietjie optel en lees. Wie dink jy sê dit vir jou? Jy dink dit. Dis nie iets wat uit jou uitkom nie. Jy het nie noodwendig daaraan gedink nie.
Dis iets in jou gees wat het opgepop het. En daai gedagte was daar. So as jy ooit gewonder het, jy het ooit vir gesê, maar ek het nog nooit die Here gehoor, die Here praat met my nie. Ek dink, jy het sy stem herken nie. Hy hou nie op praat nie. Dis jy wat op hom luister. En dit is hoe die vuur van God stadig doodgaan in ons lewe. Stadig maar seker, so gaan die vuur dood. En voor ek my kan kry, is ek weer vasgevang in my ou sonde. Voor ek my kan kry, is ek weer vas in my ou lewe. Voor ek my kan kry, is ek verkoud in my geestelike lewe. Voor ek my kan kry, sit ek weer in dieselfde stryd. En weet jy wat, dan noem ons dit, ek het maar bietjie teruggeval. Nee my broer, die suster, jy het nie teruggeval nie. Jy het opgehou luister. Dis juist wat die doel van die Heilige Gees is jou om jou in bewaring te hou. Dat jy nie moet terugval nie. Dis omdat jy nie wil luister nie. Want jou eie ego staan in die pad. Alle woede en toorn moet van jou verwyder word. Onvergifnis en bitterheid. Ek sal nie. Wie sal dan vir my te sê? Wat doen hy? Jy blus hom uit. Op die einde van die dag, ek kan nie verstaan hoekom bly ek die ou mens nie. Ek kan nie verstaan hoekom verander ek nie. Ek kan nie verstaan, jy het nooit geluister na die Heilige Gees se leiding nie. Pas toe wat hy jou leer. Wees gehoorsaam. Kruisig jou eie ek. Weet julle wat is, ek wil vandag vir jou 'n ding sê, die woord van Here sê vir ons Matteus 6 vers 39, soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Meeste mense vandag, wanneer hulle in so 'n stryd is, dan wil hulle gaan vir geestelike berading, en hulle wil allerlei sulke goed sê, jy het dit nie nodig, ek kan vir jou sê wat jy nodig. Jy het die Heilige Gees nodig. Jy het weer nodig om te luister na die stem van die Heilige Gees. Dis wat jy nodig het. Jy het weer nodig om te luister na die stem van die Heilige Gees. Waar woon die Heilige Gees? Binne in jou. Hy sê jou leer, as jy hom vra. Hy sê jou lei. Jy moet net gehoorsaam wees. En dis die volgende ding, ek bedroef die Heilige Gees deur my ongehoorsaamheid. Want hy sê was daar in Johannes 14 wat ons gelees het, van vers 15 tot 17 sê hy, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou wat is Jesus se gebod? Nou onthou, mense verwar, as hy praat van die gebooie, dink hy praat van die gebooie. Nee, Jesus se gebod is jy moet jou Here jou God liefhê, hele hart, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En 1 Johannes sê vir ons, hy het vir ons 'n nuwe gebod gegee, en die hele wet word vervul in een gebod, naamlik jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en julle sal wees. Weet jy wat die wêreld, hy sê so, kan hom nie ontvang nie, hoekom kan die wêreld hom nie ontvang nie? Want hulle sien hom nie, hulle wil hom nie sien nie, hulle wil hom nie hoor nie, hulle wil hom nie ken nie. So maklik soos dit. Omdat hulle hom nie wil sien nie, omdat hulle hom nie wil hoor nie, omdat hulle hom nie wil ken nie. Maar as jy God wil ken, as jy God wil sien, as jy God wil hoor, dan sê hy, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jy sien, jou liefde vir Jesus, dit is 'n belangrike ding, word nie met woorde bewys nie. Jy kan vir mense sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Hoe weet mense jy is lief vir hulle? Deur dit vir hulle te sê. Dit moet gewys word. En dit is dieselfde met die Heilige Gees. Liefde vir Jesus word nie met woorde bewys nie. Daarom moet jy sê, ek is lief vir Jesus, ek is lief vir Jesus nie. Weet jy hoe bewys jy jou liefde aan hom? Deur gehoorsaamheid. Deur gehoorsaamheid. Baie mense wil God se seën hê, maar hulle wil nie sy wil doen nie. Hulle wil die seën van die Here op hulle lewe hê, maar hulle wil nie sy wil doen nie. Die Heilige Gees wil jou altyd lei tot gehoorsaamheid.
Dis hy doel, maak vir jou Bybel op Romeine 6. En weet jy, wanneer ek met hardkoppigheid my eie pad kies, wat doen ek? Wanneer hy my op 'n weg wil lei en ek is hardkoppig en ek is ongehoorsaam aan sy leiding, wat doen ek? Ek bedroef hom. Ek maak hom hartseer. Dink vir jouself, as jy jou kind leer, as jy weet kinders het, om iets te doen wat reg is, en hulle kyk jou in jou oë en hulle doen die verkeerde ding. Hoe voel jy in jou hart daaroor? As jy sien, hulle is op pad, op 'n weg van selfdestruksie. Dit breek jou hart. En dis eintlik wat ongehoorsaamheid is 'n pad na selfdestruksie toe. En die Heilige Gees waarsku ons, Romeine 6 skryf Paulus daar vanaf vers 11. Ons gaan 'n stuk lees tot daar by vers 23. Romeine 6 vers 11 tot 23. Hy sê, so moet julle dan ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie sonder wet is, maar onder die genade? Dan sê hy, nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos wat julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword is aan God, het julle die vrug tot heilig gemaak en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jy sien, ek lewe, want my gehoorsaamheid aan die Heilige Gees bewys ook my liefde aan Jesus. En dan een van die ergste dinge hoe ek die Heilige Gees kan uitblus. Ek blus die Heilige Gees uit deur gebedloosheid. Deur biddeloosheid. Weet jy, gebed is nie 'n plig nie. Kyk, ek wil vir jou eintlik sê, as jy agtergekom, hoe weet jy, hoe kom jy agter jy blus die Heilige Gees uit in jou lewe? Wanneer jy nie meer bid nie. Mense sê, ek bid elke dag, ek bid in my kar, ek bid in my huis, ek bid by die werk, ja. Maar praat van regtig bid. Wil jy God se aangesig regtig gaan soek? Kinders van die Here, baie mense vandag dink gebed is net 'n plig. Dit is net godsdienstigheid. Nee, dit is verhouding. Dis wat gebed is. Dis verhouding. Wanneer ek ophou bid, wat gebeur? Ek begin op myself te vertrou. Ek begin my eie kop te volg, my eie weg te volg, my eie wil te volg. En hoe minder ek bid, hoe minder ervaar en besef ek my afhanklikheid van God. Enige verhouding waar daar nie kommunikasie in is nie, waar daar nie meer kommunikasie is nie, wat gebeur? Dit lei tot verbrokkeling. Wanneer hierdie een sy kop volg en hierdie een sy kop volg en daar is nie kommunikasie wat hulle mekaar vind nie. Op 'n einde van die dag verbrokkel daardie verhouding. Maar daar is nie kommunikasie nie. En die Heilige Gees wil my altyd na die Here toe trek, wil my altyd hê ek moet in God se teenwoordigheid wees. Dis hoekom Jesus sê bid in die Gees. In gehoorsaamheid, ek sal nog 'n lesing daaroor ook doen, bid ek in die Gees. Maar
as jy nie meer tyd saam met God deurbring nie, en in gebed nie, jou geestelike vuur begin dofbrand, jy gaan agterkom, jy begin al hoe minder vurig wees vir die Here, en jy begin allerhande besiger te raak met ander dinge. En dan vanaand as jy in bed klim, en ewe skielik voor jy slaap gaan, dan kom die Heilige Gees en sê vir jou, hey, dan bid jy. En dan gee net so vinnig geskiet gebed jy nie meer geweet het is. Die voel nou skuldig. Dis nie wat gebed is nie. Jou geestelike vuur gaan uitblus as jy nie 'n gebedslewe het nie. Weet jy, dat is my interessant met Jesus, toe hy in die tuin van Getsemane was, dan mag op Matteus 26, ek wil jy met iets raak lees daar. Matteus 26 vers 40 en 41, né? Matteus 26 vers 40 en 41. Is Jesus in die tuin van Getsemane, nou ons almal ken hierdie gedeelte. Hy sê vir sy disippels, waak en bid. Interessant, hy sê vir hulle, waak en bid. Wie is die wat gevange geneem gaan word? Hy. Maar hy sê vir hulle, waak en bid. En daar is in vers 40, Matteus 26 vers 40, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? En hy sê vers 41 vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jou gees is gewillig, jou gees wil die Here dien. Jou gees soek die dinge van die Here. Jou gees is honger vir die Here, jou gees verlang na die Here. Wees nou maar eerlik, hoe baie keer het jy al verlang na die Here? Hoe baie keer het jy al vir jouself sê, ek wil meer tyd saam met die Here spandeer. In jou gees wil jy smag na die dinge van die Here. Jy smag om meer tyd saam met God te spandeer. Jy smag daarna om meer van God te weet, om meer uit die woord uit te leer. Maar weet jy wat doen ons? Ons waak en ons bid nie. Ons gebedslewe word afgeskeep. En daardeur blus ek die gees uit. En weet jy, gebed help om ons gees te versterk. Gebed help om ons gees sterker te maak, sodat ons kan heers oor die vlees. As jy 'n baie sterk gebedslewe het, beloof ek vir jou, gaan jy nie, ek gaan vir jou so sê, die begeertes van die vlees gaan nie so in jou lewe heers nie. Die werke van die vlees gaan nie in jou lewe heers nie. Jy sien, baie mense bid net wanneer dit nodig is, net voordat ons eet, wil nie fake wees nie. Dis nie wat die Heilige Gees soek nie. Hy soek opregtheid. Hy soek opregtheid. Jy sien, weet jy, mense moet besef, jy kan nie God blaf nie. Jy kan nie God blaf nie. Jou gebedslewe is 'n getuieskrif van hoe jou verhouding met die Here lyk. Jy blus die Heilige Gees wanneer jy die woord van God afskeep. In Johannes 17 vers 17 sê hy daar, so heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Weet jy wat is my interessant? Weet jy hoe werk die Heilige Gees? Die Heilige Gees werk deur die woord. Hy herinner ons aan die woord. Hy leer ons uit die woord uit. Weet jy wat was Jesus se woorde? Daar in Johannes 14, wat ons eers gelees het, van vers 26 het hy dit gesê. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jesus is die woord. Hy sal julle herinner aan alles wat ek gesê het.
Die Heilige Gees werk deur die woord. Wat interessant is, Jesus wys hy sê vir hulle, Here, ek het hulle u woord gegee. God het vir ons sy woord gegee. As jou Bybel toebly, raak jy baie maklik vatbaar vir misleiding. Jy raak baie maklik vatbaar om te val in sonde en ongeregtigheid. Jou verhouding met die Here word totaal uitgeblus. En jy gaan agterkom, die Heilige Gees praat nie baie met jou nie, want hoekom? Want die Heilige Gees reageer op die woord. As jy met verkeerde, ek sê altyd vir mense, as jy regtig wil leer, as daar verandering in jou lewe wil kom, ek praat baie oor, dan sê ek vir hulle, vat Spreuke. As jy wil wysheid teekom, weet julle hoeveel keer het Spreuke al, ek wil eintlik sê, my agterend gehelp, as ek het so kan noem. En dankie aan die Heilige Gees, want dan is daar 'n situasie wat opduik. Dan sit ek, Here, hoe hanteer ek hierdie situasie? En dan pop daar iets uit die woord uit. En dis die Heilige Gees wat my daaraan herinner. En hy sal ons leer aan alles wat Jesus ons geleer het. Die woord, die Bybel, maar dan sê jy, maar die hele Bybel gaan nie oor Jesus, die hele Bybel, nee, die Nuwe Testament gaan oor Jesus. Weet jy wat? Die hele Bybel gaan oor Jesus. Die Ou Testament was die vooruitsiening vir die Messias, en die Nuwe Testament is die vervulling daarvan. Die hele woord is gegee en is nuttig tot lering. Die Heilige Gees gebruik dit om ons te leer. 'n Christen wat geestelik wil groei, jy kan nie sonder die woord wees. Ja, maar ek hou nie van lees nie. Nou bid en vra die Heilige Gees met jou lief maak vir lees. Glo jy vir my, hoe meer jy gaan lees, gaan die Heilige Gees jou dinge laat raak lees en raak sien, wat jy nooit so raak gelees het of raak gesien het nie. Ewe skielik gaan daar net 'n versie uitstaan en daai ding gaan vir jou die wêreld oopmaak. Daai vers gaan vir jou 'n ander dimensie oopmaak. En dis hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees word bedroef deur hoogmoed. Ek is nie hoogmoedig nie. Weet jy wat sê hoogmoed? Ek weet. Ek weet wat is beter. Ek weet wat 'n pad ek moet vat. Ek weet hoe dit gedoen moet word. Ek weet wat ek moet sê. Ek weet wat ek gaan doen. Ek. Ek gaan so optree. Ek gaan dit doen. Ek gaan so maak. Ek. Dis hoogmoed. Weet jy wat sê nederigheid? Weet jy wat sê 'n nederige hart? Here, leer my hoe. Here, wys my hoe. Here, sê vir my hoe. Dis die verskil. Wanneer ek en jy optree deur hoogmoed, die eie ek, bedroef ons die Heilige Gees. Want die Heilige Gees wil ons leer hoe. Maar weet jy wat sê 'n interessante ding? Hy sê vir ons Jakobus 4 vers 6 tot vers 10, sê hy vir ons, hy gee groter genade, daarom sê God, weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en laat julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Here, ek weet nie wat moet ek antwoord in hierdie ding nie. Here, hoe moet ek hierdie persoon antwoord? Weet jy kom in 'n konfliksituasie, ek gaan 'n voorbeeld gee, jy kom in 'n konfliksituasie. Onmiddellik is dit, wie dink hy is hy om so met my te praat? Ek sal vir jou, weet jy wie is ek? Hoekom wil mense hulle altyd eers bekendstel in die middel van 'n fight? Weet jy wie ek is? Dit is wat hoogmoed doen. Nederigheid is, Here, leer my.
hoe moet ek hierdie persoon antwoord? Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Heilige Gees, hoe moet ek antwoord? Wat moet ek sê? En weet jy wat, die Heilige Gees werk in 'n leerbare hart, in 'n teachable hart. Waar jy van die troontjie afklim, die eie ek troontjie, en kan sê, Here, ek het nie al die antwoorde nie. Ek is nie altyd reg nie. Ek is nooit reg nie. Here, sal U my teregwys. Jy sien, wanneer ek teregwysing kan aanvaar, dis wanneer ek ek wil eintlik sê die deur vir God se werking in my lewe kan oopsluit. Ek blus die Heilige Gees uit deur vrees. Om in vrees op te tree en in vrees te leef eerder as geloof. Jy sien, die woord van die sê vir ons, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hoeveel keer weet ons wat God wil hê ons moet doen, maar ons doen dit nie omdat ons bang is. Hoeveel keer weet ons wat God vir ons sê, hy van ons verwag, maar ons doen dit nie omdat ons vrees. Ons is bang vir mense, ons is bang vir mense se opinies, ons is bang om te misluk, ons is bang ons verloor, ons is bang vir seer kry, ons is bang vir gevolge, ons is bang vir kritiek. Ons vrees wat met ons kan gebeur, ons vrees die uiteinde van die saak, ons vrees. En ons weet wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen. En weet jy wat? Vrees kelder geloof. En vrees hou ons stil. Vrees maak ons oneffektief. Weet, die Heilige Gees gee ons die moed om gehoorsaam te wees. Hy gee ons die krag. Ek blus die Heilige Gees wanneer ek toelaat dat vrees my oorheers. Op die einde van die dag blus ek die Gees uit, ek blus die werking uit, omdat ek in vrees lewe. Ons is meer bang vir mense as bang vir God. Besef jy dit? Ons bedroef die Heilige Gees deur 'n wêreldsgesindheid te hê. In 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, dan gaan ek vir julle lees. In Johannes 2 vers 15 tot 17, die sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld, wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die begrootsheid van die lewe, is nie die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in die begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Jy sien, wanneer die wêreld my hart begin vul, is daar minder plek vir die Heilige Gees. En is daar minder plek vir Christus in my lewe. My prioriteite begin verander, my waardes begin verander, my begeertes begin verander, alles begin verander. Jy sien, want hoe meer ek my begin vul met wêreldsheid, hoe minder van die Heilige Gees is daar. En wat gebeur? Ek bedroef hom, ek blus hom. En wat is die funksie van die Heilige Gees? Hy wil hê Jesus moet die middelpunt wees van my lewe. Hy wil hê God moet die middelpunt wees van my lewe. Maar wat wil die wêreld hê? Die wêreld wil hê ek moet die middelpunt wees van my lewe. Die wêreld wil hê ek moet die middelpunt wees van alles. En op die einde van die dag verander my prioriteite. Dit wat ek wil doen, dit wat ek wil bereik, dit wat ek wil klaarmaak, my planne, my goedes raak belangriker. My waardes verander. Ewe skielik, dit is nie meer vir my so erg nie. Ek raak gedesensitized, as ek dit so wil noem.
My begeertes verander, ek begeer nie meer die dinge van die Here nie, ek begin meer altyd te begeer om agter die wêreldse dinge aan te hardloop. My tyd spandeer ek meer op wêreldse goed. En ek bedroef die Heilige Gees deur onrein gedagtes. Maar ek kan nie my gedagtes beheer nie. Dis hoekom die woord van die Here sê ons moet ons gedagtes gevange neem. Jou huiswerk is Psalm 51. Psalm 51. Ek bedroef die Heilige Gees deur onrein gedagtes. Jy sien, God kyk na ons hart. Die vyand kom saai gedagtes. Maar as ek nie daai gedagtes gevange neem tot eer van die Here, en dit kruisig en dit onderwerp aan die woord van God nie, en ek laat toe, dat dit posvat in my hart en dit begin te groei, dan gaan dit vrug begin dra. En God kyk eers na my hart. Alles wat ek toelaat om my gedagtes te vul, dit beïnvloed my verhouding met die Here, en dit beïnvloed my verhouding met die Heilige Gees. Alles wat ek toelaat om my gedagtes te vul, en waaraan ek dink en wat ek toelaat om in my gedagtes te seevier. As die Heilige Gees vir my waarsku en attent maak en sê, hey, waak teen hierdie goed. Wat doen ek? En ek ignoreer dit. Ek blus hom uit, ek bedroef hom. Sê Heilige Gees vir sê, hy, oppas wanneer jy kyk. Ons sing hy liedjies, ek weet nie of julle kan daai liedjie kan onthou, ons het gesing toe ons klein was, pas op kleine oogies wat jy sien, en dan sê hy, wat sê, hoe gaan hy nog, pas op kleine oortjies wat jy hoor, en handjies wat jy doen, of wat, en sê, daar's 'n Vader in die hemel, en hy sien ook op die aarde, ja, pas op kleine oogies wat jy sien, onthou jy daai liedjie. Ons kan baie leer uit die kinderliedjies uit. Daarom moet ek waak. Dis hoekom Jesus gesê het, waak en bid. Ek moet waak oor wat ek kyk, wat ek luister, wat ek toelaat in my lewe, wat my hart vul. Want my hart is vrugbare grond. Onthou net een ding, my hart is vrugbare grond. Die saad wat daar gesaai word is wat gaan opkom. En die Heilige Gees wil hê dat die saad wat gesaai moet word, die vrug van die Gees moet voortbring. Dit is wat moet groei. Maar wat saai ek in my hart? Wat laat ek toe? Hoe gaan ek al hierdie dinge toepas? Wat ons vandag gehoor het. Dit is baie goed. Ons kan nog meer uitbrei as ons wil. Maar ek dink julle kry die prentjie. Eerste dinge, wat baie belangrik is, en hier is die belangrikste van alles. As ek dit wil toepas in my lewe, wanneer ek al hierdie dinge nou hoor vandag, ek weet baie van ons, terwyl ons hier so sit en ons dink, en jy het seker goed gehoor, het jy aan mense gedink. En hierdie ou mens het gehoor het, daai ou mens het gehoor het, en hierdie ou mens het. Ek wil eintlik vir jou sê, wanneer hierdie dinge van vandag alles hoor, moenie aan iemand anders te dink nie. Maak dit van toepassing op jouself. Boesman, hy het met my gepraat. Nie Pietie, Kosie, Sannie, Klaasie nie. Ek het nie met jou gepraat vandag nie, ek het vandag met myself gepraat. Jy het nie net vandag gehoor namens iemand anders te nie. Jy het dit gehoor. En ons moet onsself eerlik vra, waar in my lewe het ek die Heilige Gees bedroef?
Waar het ek begin om die Heilige Gees se stem te ignoreer? Waar het die Heilige Gees se vuur begin afneem in my lewe? En weet jy, dis wat ek net gesê het in die begin, hierdie is nie 'n boodskap om mense om skuldgevoelens by jou op te wek nie. Eintlik is hierdie 'n wekroep, eintlik is hierdie 'n wakkerskrik boodskap, om te sê, God wys vir jou hierdie dinge, nie om jou weg te stoot nie. Hy wys vir jou hierdie dinge, want hy wil jou herstel. Hy wil jou terugbring na hom toe. Die doel van die Heilige Gees is nie om ons te veroordeel nie. Jy sien, dis die verskil tussen, mense sal altyd sê, die Heilige Gees het my aangekla. Nee, die Heilige Gees kla jou nie aan nie. Die vyand is die aanklaer, die duiwel is die aanklaer. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde. Die aanklaer kom en sê vir jy is sleg, jy gaan dit nie maak, ag man, jy is 'n slegte mens, ag man, die Here wil niks met jou doen, nee. Jy het nou weer God teleurgestel, wara. Dis die aanklaer wat so praat. Die oortuiger is, jy het verkeerd gedoen. Jy moet regmaak. Jy moet breek waarmee jy besig is. Kan jy die verskil sien tussen die twee? En dis wat die Heilige Gees doen. Dis nie om jou onder veroordeling te bring nie. Dit wat ek vandag gesê is nie om jou te veroordeel nie, is om jou af te breek. Dit is inteendeel, is om te sê, Here, ek besef hierdie goed steel van my. En weet jy wat, wanneer ons dit bely voor die Here, wanneer ons na die Here toe gaan, dan sê Here, vergewe my. Heilige Gees, ek is jammer, ek het U bedroef. Ek is jammer, ek het U stil gemaak, ek is jammer, ek het U geblus. Kom steek weer die vuur in my aan die brand, kom leer my weer, maak my meer sensitief weer vir die stem. En jy raak weer gehoorsaam. En begin weer naby die Here te leef. Ja, begin hy vuur weer te brand. Dis hoekom hy sê, wees nie traag en nie ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. Dis so ek en jy vurig kan wees. Ons moet nie traag wees en nie ywer nie. Wat is ywer? Die ywer vir die Here. Weet jy wat is die awesome ding? God soek nie volmaakte mense nie. Want ek en jy is nie volmaak nie. Ons gaan eendag volmaak wees wanneer ons hierdie tydelike met die ewige verwissel, wanneer hy basyn blaas, wanneer ons verheerlike liggame gaan kry. Ja. Maar God soek nie nou volmaakte mense nie. Weet jy wat soek hy? Eerlike mense wat bereid is om die eie ek te kruisig. Iemand wat eerlik sal wees en sal sê, Here, ek staan voor U. En ek het die stem uitgeblus, en ek het die stem en die gees bedroef, en ek het hom uitgeblus. Maar Here, ek wil verander. Ek wil die eie ek kruisig. Die Here soek mense wat bereid is, wat sal sê, Here, wys my wat U bedroef. Wys my waar ek die gees uitblus. Wys my en leer my. Neem weg wat tussen my en U staan. Breek af. Wys my wat ek moet doen, Here. Wat staan tussen my en U? En dit is dan waar die vraag kom, wat ons ernstig en eerlik moet vra is, hoe ernstig en eerlik is ons eintlik voor die Here? Hoe ernstig wil ons vir hom leef? Weet jy, as ons harte oopmaak, God sal doen wat hy beloof het. Dis kom hy die Heilige Gees vir ons gestuur. Hy gesê, julle gaan die Heilige Gees, julle gaan die trooster kry, wat julle verseël het tot op die dag van verlossing. Die Heilige Gees is in jou. Hy het jou verseël tot die dag wat ons met Jesus versoen gaan wees. Hy hou ons in bewaring. Dis daai liedjie wat ons sing, give me oil in my lamp. Hy is die olie in my lamp, hy is die olie wat brand. Maar daai 10 dwaase, daai 10 wyse maagde, of daai 10 maagde, 5 was dwaas, 5 was wys.
Wat het die dwaase maagde en hulle die olie laat uithardloop? Hoor jy wat ek sê? Hulle het die olie laat uithardloop. Hulle het nie gewaak nie. Hulle het die olie laat uithardloop. Hulle het die Heilige Gees geblus. Hulle het die Heilige Gees bedroef. Hulle het die Heilige Gees stil gemaak. En hulle het te laat wakker geskrik. Hulle het te laat wakker geskrik. As ons harte oopmaak en ons is eerlik voor die Here, hy sal ons reinig, hy sal ons herstel. Hy sal ons weer daai vuur in ons kom aan die brand sê, maar dan moet ons die eie ek kruisig en ons moet gehoorsaam raak in die stem. Ons moet weer sensitief raak vir die leiding van die Heilige Gees in ons lewe. Weet jy, wanneer ons kerk toe kom, sal mense sê, ag, ek gaan kerk toe, maar ek kom leeg aan, ek stap leeg daar uit. Ek wil vir jou eerlik word sê, weet jy wat? As jou hart oop is vir die leiding van die Heilige Gees, of praat God deur 'n donkie, sal jy luister. Weet jy wat ek vandag vir jou sê? Kan ek eerlik met julle vandag wees? Baie kere in my lewe praat die Heilige Gees met my, nie eers deur geredde mense nie. Dis die ergste van alles. Wat ek daarmee bedoel is, wanneer 'n ongeredde persoon, 'n goddelose persoon, iets sal sê, of iets sal doen, of 'n stelling sal maak of iets, en die Heilige Gees laat dit vir my uitstaan. En in my hart praat hy met my en leer my. En dan het ek die keuse, wat gaan ek daardeur doen? Die feit van die saak bly staan is, hoe sensitief is jy nog daarvoor? As jy God soek, sê jy hom vind. As jy die Heilige Gees toelaat in jou lewe om te operate, sal hy. Maar weet jy wat, hy gaan, as jy hom beblus, gaan hy stil raak. As jy hom die hele tyd ignoreer, gaan hy begin stil raak. Weet jy wat is vir my 'n mooi Psalm, Psalm 139. En hierdie is vir my, en ek gaan afsluit met hierdie vers, net 2 versies in Psalm 139, julle kan gaan so intoe blaai. Iets van Dawid, wat my, dit staan vir my so uit van Dawid, dat God gesê het, hy is 'n man so na my hart. Kom ons kyk gou na Dawid se lewe. Dawid was alles behalwe volmaak. Dawid was rarig. Hy was nie 'n volmaakte man nie. Hy was nie sondeloos nie. Hy was 'n moordenaar. Hy was 'n egbreker, 'n oreerder. Hy het bloed op sy hande gehad. Hy was alles behalwe die volmaakte mens. Tog sê God, hy's 'n man so na my hart. Jy sien, want God kyk anders na 'n mens as wat 'n mens kyk. Daar was iets in Dawid wat ek telke male gesien het in Dawid se lewe, wat my eintlik het sê, Here, ek verstaan wat u soek. Ek dink byvoorbeeld, ek nou genoem, toe hy 'n egbreek, 'n moord gepleeg het, hy het vir Batseba, het hy
egbreekbeen gepleeg. Hy het haar man laat doodmaak. En toe Nathan die profeet by hom kom en hy praat met hom oor 'n geval. En hy konfronteer hom en hy sê vir hom, jy Dawid is daardie man. Gaan kyk Dawid se hele houding. Gaan kyk sy hart. En Dawid skryf hier in Psalm 139, en hierdie is groot woorde, en dis hoekom ek vir jou gesê, jy moet God sê, om dit vir die Here te moet sê. Dan vers 23 en vers 24, en ek sluit af met hierdie verse, hoor wat hy skryf, deurgrond my o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Sjoe, dit is groot woorde om van God te sê. Deurgrond my o God, van kop tot tone. U ken my hart. Wat sê hy? U weet wat is in my hart. U weet my hart is by u. Toets my en ken my gedagtes. Kyk of my gedagtes by u is. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Dit is groot woorde. Vir God te sê, toets my. Here, en as daar iets is wat nie van u af is nie, lei my op die ewige weg. En ek wil vir jou sê, dit is hoekom God gesê, Dawid, jy is 'n man so na my hart. Hy het nie toegelaat dat die Heilige Gees uitgeblus word en bedroef word nie, alhoewel hy dinge verkeerd gedoen het. Wanneer hy die oortuiging ontvang het hy bekeer na die Here toe. Was God heel eerste gewees. Laat ek en jy bid, dat ons ook 'n hart sal hê, wat teachable is, dat ons nie die Gees van die Here bedroef en uitblus nie, veral in die tyd waarin ons leef, het ons die leiding van die Heilige Gees meer nodig as ooit. Vir al die verleidings wat in die wêreld is, vir al die dinge wat in die wêreld gebeur, vir al die ongeregtigheid, vir al die seer, vir al die verdriet, vir al die hartseer, vir al die lelike dinge daar buite, het ons juis nou die Heilige Gees se leiding nodig, meer as nog ooit tevore. My gebed is vanmôre, mag die Here ook ons harte verander, dat ons nie die Heilige Gees bedroef en uitblus nie. Ons sluit af, Vader. Vanmôre kom ons voor u troon en ons kom bely voor die Here. Ons het baie male u stem en die Gees uitgeblus en bedroef. Ons het die baie male, Here, ons eie kop gevolg. Want ons wil vanmôre kom en ons wil ons lewe voor u kom neerlê. Ons wil vra, Heilige Gees, dat u weer die vuur in ons kom opwek, om ons weer te kom lei en te kom leer. Here, om ons attent te maak op u stem en op u leiding. Here, gee ons die krag en help ons dat ons nie u Gees sal uitblus en sal bedroef nie, maar dat ons lewe sal leef ten volle vir u. Here, dat ons dit wat nie van u af is nie, Here, dit sal teenstaan en in gehoorsaamheid sal leef deur die Heilige Gees.
Dankie Here dat U ons nie as wese agtergelaat het nie. Dankie Here dat U vir ons die trooster gestuur het, wat in ons woon, wat ons verseël Here, tot op die dag dat U ons kom haal. Here, wat ons in bewaring hou, wat ons lei en wat ons leer. Dankie Here vir die Heilige Gees, die trooster, wat ons oortuig van sonde en ongeregtigheid, en van waarheid. En Heilige Gees, ek wil bid dat U ons sal leer, en dat U ons sal lei, en dat U stem in ons lewe, die lig op ons pad sal wees. Dankie Here vir die Heilige Gees, vir U belofte. En Here, dat U ons so lief het. Dat U nie wil hê ons moet verlore gaan nie. Maar dat U vir ons die trooster gestuur het om ons te bewaar op hierdie pad. Daarom wil ek bid, Here, help ons dat dit wat tussen ons en U staan afgebreek sal word. Dat ons weer ons harte sal submit, om nie U Heilige Gees te bedroef of stil te maak nie. Ek bid dit in Jesus naam.